Ons lees die oordenking vir 25 Februarie uit Die Here is my herder, met die vriendelike vergunning van Lizet Marie. Die tema vir vanoggend is God is liefde. Die teksvers uit 2 Samuel 12 vers 13 lees soos volg. Toe sê Dawid vir Nathan, ek het gesondig teen die Here. En Nathan sê vir hom, die Here het jou sonde vergewe. Jy sal nie nou sterwe nie. Iemand in 'n gesagsposisie het nie kwytskelding vir sonde nie. Daar's geen spesiale lisensie om onreg te pleeg omdat jy 'n gesagsfiguur is nie. Die persoon moet self ook gesag kan aanvaar en besef dat hy of sy aan 'n hoër gesag verantwoording sal moet doen. Dawid se oë gaan oop. Anders as Saul, wat net die gevolge van sy dade gevrees het en nie berou getoon het oor wat hy aan God gedoen het nie, erken Dawid dat hy teen die Here self gesondig het en nie teen mense nie. Die Here sien Dawid se hart en daarom is sy vergifnis volkome. Dikwels kan die nadraai van sonde nie uitgewis word nie. Dit is sigbaar daar. 'n gebroke liggaam as gevolg van dwelmmisbruik of 'n uitmekaar geskeurde gesin as gevolg van huweliksontrou of 'n afdanking na oneerlikheid by die werk. Maar uit die gebrokenheid en berou skep die Here iets nuuts. Hy gee 'n nuwe toekoms aan die wat nederig voor hom is. Dawid se fokus skuif weg van homself af. Die Bybel sê, daarna het Dawid sy vrou Batseba getroos. Uit die hartseer kom 'n nuwe toegeneentheid en warmte en ware onselfsugtige liefde. Die Here wil sy kinders seën. Hy skenk aan Dawid en Batseba 'n seun, Salomo. In 2 Samuel 12 vers 24 vers 25 lees ons, die Here het hom, Salomo, liefgehad en het hom deur die profeet Nathan Jedidja laat noem, wat beteken, die Here het hom lief. Here, dankie dat U liefde is. Amen. Dankie vir die saamkuier. Ek deel Lizet se kontakbesonderhede in die inligtingsparagraaf van die kanaal. Daar is ook skakels na voorlesings van Lizet se ander publikasies wat hier beskikbaar is.